Goeiedag almal. Jy weet, ons kan eintlik die hele Bybel beskou as 'n brief van die Here God aan elkeen van ons. In die afgelope paar dae het ons uittreksels van hierdie brief aan ons gelees. Ek wil graag hierdie kort reeks afsluit met dit waarmee die Here ons aanmoedig om meer as oorwinnaars te bly. Efesiërs 6 vers 14. Staan dan vas. Jy weet, die Here beklemtoon hierdie opdrag op die volgende wyse in sy brief, vers 11 en vers 14, sodat julle staande kan bly. En al hierdie uitdrukking, staan dan vas, sodat julle staande kan bly, is 'n militêre opdrag wat gegee was aan soldate op die oorlogsveld. Die Griekse woord of opdrag is histemai. En wanneer die soldate die slagveld bereid met die vyand in sig, was die opdrag van die generaal histemai. Die soldate skop dan vas met hulle voete. Hulle slaan hulle skild met autoriteit en gesag voor hulle in die grond vas en kyk die vyand uitdagend in die oë, vreesloos en uitdagend. Die Here waarsku ons ook in vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Kan jy sien, dis nie speelietjies nie, dis oorlog. Maar die Here sluit sy brief af met die woorde in Efesiërs 6 vers 13 tot 14. Daarom, my kind, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Nou ek glo die slotopdrag van die Here in hierdie brief wat hy aan ons geskryf het, is die volgende. My kind, histemai, staan vas. Dankie Here, met u krag, u teenwoordigheid, u nabyheid, u beskerming, kan ons enige aanval van die bose oorwin. Meer as oorwinnaars is ons. Dankie daarvoor, Here. Amen.